die van die wat nou vorige gehad het om die verhof te gaan, en nie die oudjaarsdiens bygewoon het nie, ek wil dit graag met die meedeel dat die thema vir 2026 wat ek glo die Here vir ons gegee het is 'n geopende deur en dit is my gebed en begeerte dat God in 2026 deure gaan oopmaak in jou en my lewe. Ek dink elkeen van ons het nodig dat daar deure oop moet gaan. Amen. En ek weet dat dalk bid jy al vir 'n geruime tyd en dinge gebeur en realiseer nie in jou lewe nie. Wat ek vandag vir u sê, ek dink 2026 is 'n jaar wat God deure gaan oopmaak. En ek wil hê dat u baie mooi moet luister na die woord, want ek wil vir u sleutels gee. Ek moet eers sê met betrekking tot die oopmaak van deure, want soos wat ek vir u genoem het, wat het jy nodig om 'n deur wat gesluit is oop te maak? Jy het 'n sleutel nodig en ek dank die Here dat ons kan bid en dat ons God kan vertrou. Maar daar's ook ander dinge wat jy moet doen om hierdie sleutel te vat en dit te gebruik om deure te ontsluit in jou lewe. En daarom wil ek tyd spandeer om vir u sleutels te gee vanmôre en ek gaan vir u vanmôre een sleutel gee. Ek gaan vanmôre vir u een sleutel gee, daar's verskeie sleutels. Inteendeel in die konteks van die gedeelte wat ek vanmôre met u gaan deel, is daar 2 sleutels wat ek vir u gaan noem, maar ek gaan stil staan by een van hierdie sleutels, want dit is vir my belangrik dat jy nie net die woord van God hoor nie, dat jy verstaan om hierdie sleutel regtig gaan gebruik. En dit is so as ons gaan kyk na die verskillende sleutels wat ek genoem het. Die eerste plek is daar sleutels om God se koninkryk in te gaan. En dit is met betrekking tot evangelisasie. Hierdie is 'n evangelisasie sleutel. So wanneer jy vir mense kennis gee met betrekking tot redding en verlossing, is jy besig om vir hulle sleutel te gee sodat hulle in die koninkryk van God ingebore kan word. Nou dat jy in die koninkryk van God is daar baie sleutels, want Christus het vir Petrus gesê, kyk, ek gee vir jou sleutels, amen, om oop te kan maak en toe te kan sluit. So ons het binne die koninkryk van God het ons sleutels. Daar's baie kamers in God se koninkryk en ek glo dat ons gaan kamers betree wat ons nog nooit betree het in die verlede nie, wanneer ons sekere deure gaan oopsluit binne God se koninkryk. Amen. Dan is daar een baie belangrike sleutel. En dit is om waar die apostel Johannes in Openbaring 4 het hy 'n geopende deur gesien in die hemel en 'n stem vir hom gesê, kom op hierheen. Amen. Ek glo dis die ware wegvoering of die wegvoering van die ware bruid van Jesus Christus. En daarom moet jy kennis hê met betrekking tot die dinge wat jy moet doen om gereed te wees en vir jou daai deur oop te maak. Sodat wanneer die massyne baas, jy ook 'n geopende deur het wat jou opgaan na die hemel toe. Amen. Ek glo dat u elkeen is gereed vir daardie tydperk wanneer die massyne gaan blaas. Ek wil stil staan vanmôre. Wat is die vereistes vir 'n geopende deur? Ek vat u na ons sleutelteks toe. Dit is in Openbaring 3 vers 7 en 8. Hy sê in hierdie gedeelte: "Die skryf van die engel van die gemeente in Philadelphia." Hierdie is Openbaring 2 en 3 waar die 7 briewe gerig is aan die 7 gemeentes. Natuurlik in Minor Asia. Wanneer ons hierna kyk en hy praat van die gemeente van Philadelphia, praat hy eintlik met die hele kerk. Dit het te doen met die kerkdispensasie. Want ek het al vir u genoem, na elke brief sê hy, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Nie enkel fout net een gemeente nie. So God is besig om deur hierdie gemeente met die kerk te praat. Nie net een spesifieke gemeente nie. So God praat met die kerk wanneer hy dit sê. Wat sê hy? Dit sê die heilige en die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. Ek gaan die vers aan hy sê, ek ken jou werke, kyk. Ek het voor jou gegee wat 'n geopende deur. So dat is wat God beloof vir die kerk en sê, ek gee vir jou 'n geopende deur. En niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag. En dan is hier 2 sleutels met betrekking tot hierdie geopende deur en om hierdie deur oop te kry en daardeur te gaan. Hy sê, en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Hier het 2 sleutels in die konteks van hierdie gedeelte. As natuurlik baie ander sleutels ook. Maar in die konteks van hierdie gedeelte waar Christus vir die kerk sê, jy het 'n geopende deur en ek glo in 2026 wil die Here vir jou en my sê dat God het vir ons 'n geopende deur gegee. Maar daar sleutels in.
hierdie deur om oopgemaak te word. Wat is hierdie twee sleutels? In die eerste plek is jy moet God se woord bewaar. Tweede ding, jy moet die naam van die Here nie verloon nie. Nou wil ek u vat na die seën wat daar lê in om God se woord te bewaar. Hoor wat sê Jesus in Lukas 11 vers 27 en 28. Nadat 'n vrou met hom gepraat het en terwyl hy dit spreek, het 'n vrou uit die skare haar stem verhef en vir hom gesê: "Salig, hierdie woordjie salig is Makarios. It beteken supremely blessed, you are very well." Hy sê hierso, geseënd is jy, salig is die een. Luister wat gedoen het. Salig is die skoot wat u gedra het en die borste wat u gesoog het. Maar nou kom Jesus en hy sê, ja, dit is so, dit is waar. En dit het natuurlik vir moeder Maria. Sy was geseënd om Jesus Christus te kon dra. Maar nou kom hy en hy sê iets anders hierso. Hy sê, ja, maar salig, halleluja, Makarios, supremely blessed and well off, is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Kom ek vandag vir julle sê, daar's 'n groot seën in hierdie sleutel. As jy vanmôre hierdie sleutel gaan vat om God se woord te bewaar, kan jy vir jou deure oopsluit in 2026 vir God se blessings. Amen. Ek glo is daar iemand in hierdie diens wat graag deure wil oop hê. Ek gee vandag vir jou sleutels, my broer en sussie, hoor die woord van God. Kom ons vat hierdie sleutel. Nou wat Jesus hierso gesê het, ja, hierdie vrou is geseënd, natuurlik. En hoe kan ek en jy geseënd wees? Om hierdie kind wat sy gedra het aan te neem in jou lewe, want hy is die woord van God. En as jy Christus in jou lewe bewaar, dan gaan jy ook geseënd wees, net soos Maria wat hierdie kind gedra het. So ontvang Jesus Christus in jou lewe. Neem hom aan as redder, verlosser en saligmaker. En die woord wat God deur sy seun vir ons kom vestig het, dit is die evangelie van die koninkryk van God. Dis deur hierdie evangelie en die beginsel van God se woord wat jy vir jou Here kan oopgee in 2026. Ek wil ons moet kyk die woordjie bewaar. Die Grieks hier is phulasso en dit beteken die volgende: it is to isolate, and to guard. So wat moet jy met God se woord doen? Jy moet dit isoleer van wie? Van die voëls wat dit kom oppik. Van die duiwel wat die woord van God by jou wil kom steel. En dit is wat die vyand wil doen, ook soos in die oggend vanmôre. Wat wil hy doen? Die woord wat verkondig word, hy wil so graag kom, want hierdie voëls verwys na die duiwel wat kom, en daai staat wat op harde grond val, en die voëls gekom, en wat wil jy gedoen? En kom oppik. Ek bid die Here dat jy die woord van God sal bewaar. You need to isolate the word. You need to watch over the word. Dis wat dit beteken. And that is, it further means, by implication, to preserve the word. En dan is dit 'n baie belangrike ding, asseblief, moet hierdie woordjie neerskryf. Want om God se woord te bewaar is 'n stapie verder as om net die woord te hoor. 'n Ander betekenis to obey. Hier lê eintlik die kern in. Om God se woord te bewaar is om to guard there and to watch over the word. En dan moet jy gehoorsaam. Dit help nie hierdie woord van God en jy hou dit in jou hart, maar jy doen nie wat die woord van God sê nie. Dan maak jy nog nie 'n deur oop vir wonderlike seëninge van God in 2026 nie. Die ken jy hierop doen. Ek het laas week vir u gesê dat kennis is 'n sleutel. En ek gee vandag vir jou kennis van God se waarheid. En as jy hierdie kennis vat en jy bewaar hierdie kennis en jy gehoorsaam hierdie woord van God wat ek vanmôre vir u gee, my broer en suster, dan sluit jy vir jou deure oop. 2026. Wil ons moet gaan kyk. Om te doen is baie belangrik. Ek vat hier na Lukas 11 vers 25. Wie julle skrifgeleerdes, julle wetgeleerdes, want julle het die sleutel van kennis. Wat is kennis? Kennis is 'n sleutel. Enige tyd wanneer jy kennis ontvang uit God se woord, is mense besig om sleutels vir jou te gee. Praat van die waarheid van die evangelie. So kennis is 'n sleutel. Hy sê, wat het hierdie wetgeleerdes gedoen? Hy sê, hulle het die sleutel van kennis weggeneem. Self het hulle nie ingegaan nie. En die wat wou ingaan het hulle verhinder. Dit is hartseer, my broer en sussie. So is daar vandag ook wetgeleerdes in die wêreld waarin ons is, selfs in die kerk. Wat doen hulle? Hulle kom nie die waarheid van die evangelie nie. Hulle vat die waarheid van God se woord weg. En hulle verkondig 'n teologie wat teenstrydig is met God se woord. Weet jy wat is daardie mense besig om te doen? Om sleutels weg te neem van mense. Ek bid die Here vir die suiwerheid van God se woord en die salwing van die Heilige Gees om ons te leer.
Ek en u die waarheid van God se woord nodig. Daar's net een ding wat mense gaan vrymaak in hierdie wêreld. Wat is dit? Waarheid van God se woord. Johannes 8:32 sê, jy sal die waarheid ken. Jy die waarheid gaan vrymaak. Bid die Here vir vrymaking in 2026. Nou wil ek hê ons moet gaan kyk, daar's 'n verband tussen jou kennis van God en die bewaring van God se woord. Vat jy na skrif 1 Johannes 2 vers 3 en 4. En hieraan weet ons dat ons hom ken, as ons sy gebooie bewaar. Hy wat sê ek ken hom en sy gebooie nie bewaar nie, is 'n leienaar en die waarheid is nie in hom nie. Natuurlik, hoe meer kennis jy van God opdoen, hoe meer verantwoordelikheid het jy om sy woord te bewaar. Want kennis bring verantwoordelikheid. En hier is 'n direkte verband tussen jou kennis wat jy het van God en die onderhouding van gebooie. Daarom is mense partykeer besig met sonde want die kennis nie, hulle weet nie dis verkeerd nie. En dis hoekom dit belangrik is dat die leraars die waarheid van God se woord gee om vir hulle die kennis gegee wat is God se wil, wat wil die Here hê moet ons doen. En wanneer ons daai kennis vat, halleluja, en ons bewaar die woord van God en ons doen dit, dan sê die Bybel, het ons die kennis. Die min kennis jy het, hoe makliker gaan jy sondig en verkeerde dinge doen. So ons groei in ons verhouding, ons groei ook in ons kennis van God se woord en wat God se wil is vir jou en my lewe. Wat om te doen en nie om te doen nie. Maar die kern hier is om te doen. En ek wil ons moet na 'n paar skrifte gaan kyk. Ek kan natuurlik weke besig wees net met hierdie woordjie om die woord van God te doen. Maar ek vat hier na Matteus 7 vers 21. Hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, halleluja, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie, maar hy wat doen? Hy kan die wil van my Vader doen wat in die hemele is. Hier lê die klem op die wil van God. Ek en u moet die wil van die Here doen in ons lewens. Dan kom Matteus 12 vers 50 en hy sê, want elkeen wat die wil doen van my Vader wat in die hemele, die is my broer en my suster en sy moeder, want hulle het een keer vir hom gesê, daar is die moeder en die broers en die susters. So sê nee, hulle wat die wil doen van my Vader, hulle is my broers en my susters en my moeder. Nou kom Romeine 2 vers 12 en 13. Hy sê, want almal wat sonder die wet gesondig het, sal ook sonder die wet verlore gaan. En almal wat onder die wet gesondig het, sal deur die wet geoordeel word. Hoekom sê hy dit? Omdat nie die hoorders van die woord van God geregverdig is nie, hulle wat die woord hoor nie, maar wie? Die daders van die woord. Hulle sal geregverdig word. Geloof sonder die werk is sonder die dade, sê die Bybel is mors dood. Werk is ontsettend belangrik. Ek gaan dit vandag vir julle verduidelik. En ek vat hier na Efesiërs 6 vers 5 tot 8 kan dit neerskryf. Hy sê diensknegte, wees gehoorsaam aan julle Here na die vlees met vrees en bewering in opregtheid van julle hart, soos aan Christus. Nie met oordiens nie, soos mensehebbers nie, of mensebehaers nie, maar soos diensknegte van Christus, wat die wil van God ten harte doen. Amen. Waar lê die klem op die doen van die evangelie? Help nie ons praat net en ons doen nie. Jy sien, daar's 'n groot klem wat gelê word oor die gehoorsaamheid aan die woord van God, om dit te doen, na harte, met, hy sê, met goedwilligheid, die Here dien, en nie mense nie. Ek dank die Here, dat u nie hier is vir 'n mens vanmôre nie, maar dat jy hier is vir God, om hom te aanbid, en om Jesus Christus te dien, en God se woord te gehoorsaam. En hy verder, hy sê, omdat julle weet dat elkeen, vir die goeie wat hy doen, loon van die Here sal ontvang. Amen. Hier lê loon in, want 'n sleutel bring vir jou loon. Wanneer jy sleutels ontvang, kennis, en jy pas dit toe in jou lewe, jy hou wag daaroor, jy isoleer dit, en jy gehoorsaam daardie woord van God, is jy besig om sleutels van seën, deure van seën oop te sluit in jou lewe. Hierdie is 'n sleutel van seën oop te maak. 1 Petrus 4 vers 1 en 2. Omdat Christus dan vir ons na die vlees gelê het, moet julle ook bewapen met dieselfde gedagte, dat wie na die vlees gelê het, opgehou het met die sonde, om die oorige tyd in die vlees nie meer volgens die begeerlikheid van die mens te leef nie, maar volgens wat? Die wil van God. Die my en jou lewe moet belyn word met betrekking tot die wil van God. Waar kry ons die wil van God? Opgeteken in sy woord wat hy vir ons gegee het. Dan kom Hebreërs 13 vers 20 tot 21 en hy sê die volgende: Mag die God van vrede
Want die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in wat? In goeie werke om sy wil te doen. Elke goeie werk wat jy doen, sal wees in lyn met God se wil. Met ander woorde, wanneer jy God se wil doen, dan is jy besig met goeie werke. Want God is 'n goeie God. Amen. Elke goeie gawe daarvan God afneem en geskenk word. Hy sê hier, deur in julle harte te werk wat wel behaaglik is vir hom, deur Jesus Christus aan wie die heerlikheid toekom tot in alle ewigheid. Amen. Jy sien, want God wil deur sy Heilige Gees in jou werk om sy wil te doen. Heilige Gees sal dit altyd doen. Wil ek 'n stelling maak vanmôre? Luister baie mooi. Die mate wat jy God se woord bewaar, is direk gekoppel aan die mate wat jy God liefhet. Direk aan gekoppel. Ek gaan vir 'n paar skrifte gee om dit te bewys. My vraag is, hoe liefhet jy God? Gaan kyk na jou werke. Gaan kyk in watter mate doen jy die wil van God? Hoe meer jy God se gebooie onderhou, hoe meer jy die wil van God doen, hoe liewer sê die Bybel dit God. Direk gekoppel daaraan. Kom ek vat jy na Johannes 14:15. As jy my liefhet, wat moet jy doen? Bewaar my gebooie. Dan gee 'n paar skriffies gee, ek kan dit lees vir julle. Johannes 14:21. Wie my gebooie het en die bewaar, wat die woord van die Here sê, wat moet jy doen met God se woord? Gebooie wat Jesus Christus vir ons gegee het, is die woord van God. Jy moet dit bewaar. Hy sê, dit is hy wat my liefhet wat dit doen. Hy sê, en wie my liefhet, hom sal die Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en aan hom openbaar. Wat 'n fantastiese sien in dit. Kan jy sien dat jou liefde vir God is gekoppel aan jou gehoorsaamheid aan sy woord? Dis hoekom mense wat sommer net blaatant sondig het, God nie lief nie, soos wat hulle moet nie. Dis wat die woord van die Here sê. Hoor dit sê Johannes 14:23. Jesus antwoord en sê vir hom, as iemand my liefhet, sal hy my woord bewaar, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom, en by hom woning maak. Dis 'n fantastiese beloftes nie? Waar lê dit jou liefde wat jy het vir God? Want dit is direk gekoppel aan jou onderhouding van die woord van die Here om dit te bewaar en dit te doen. Johannes 14:24 sê, hy wat my nie liefhet nie, bewaar nie my woorde nie. En die woord wat julle hoor, is nie myne nie, maar is van die Vader wat my gestuur het. Nou kom Johannes 15:10. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Kan jy sien, daar's 'n direkte verband tussen jou liefde wat jy vir God het en die onderhouding van sy gebooie. Nou kom 1 Johannes 1:5 hy sê, maar elkeen wat sy woord bewaar, in hom het die liefde van God volmaak geword. Amen. Hierdan weet ons dat ons in hom is en hy in ons. Wat in 1 Johannes 5:2. Hierdan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Kan jy sien die verbintenis wat daar is tussen die liefde wat jy vir God het en die onderhouding van sy gebooie? 1 Johannes 5:3. Want dit is die liefde tot God dat ons sy gebooie bewaar en sy gebooie is nie swaar nie. Die agterkop met die gebooie. Weet julle wanneer was die gebooie swaar? In die Ou Verbond. Weet julle hoeveel disippels of hoeveel van die wette wat nie God se wette was, het die Fariseërs, skrifgeleerdes en die wetgeleerdes op die volk Israel geplaas. Is er baie meer as die 613 wette wat daar was, wat God vir die volk gegee het. Het die Fariseërs hulle belasting klomp ander wette wat God nie vir hulle gegee het nie. Daai wette was swaar om te onderhou. Ek dank die Here, halleluja, vir die wette wat Jesus Christus in die Nuwe Testament vir ons kom gee. Ek en u is onderworpe aan daardie wette wat Jesus vir ons kom gee. Dan is die evangelie van die Here wat Jesus kom vestig het op hierdie aarde. Ek wil 'n verdere stelling maak en ek wil vir u dinge oopbreek vanmôre. Die sleutel tot die beantwoording van ons gebede lê daarin om God se woord te bewaar. En ek dink dis een van die redes hoekom kinders van die Here baie keer bid en God beantwoord nie. Daar gaan nie 'n deur oop wanneer ons bid en God se aangesig soek nie. Hoekom? Want ons bewaar nie sy woord nie. Want daar's 'n direkte verbintenis tussen om God se behoort te bewaar en die beantwoording van ons gebede. Luister die woord van die Here vanmôre. En dis wat ek die Here bid, my broer en suster, dat wanneer ons bid en God se aangesig soek en jy bewaar God se woord, sê hy gaan vir jou deur ons gee. Hoor wat sê die Bybel? Wat wys dit in die woord? 1 Johannes 3
vers 21 en 22. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom. Hoekom? Omdat ons sy gebooie bewaar. Hier is 'n sleutel, my boetie en sussie, wat ek vanmôre vir u gee. Om wanneer jy bid en deure nie oop gaan nie, ek dink moet ons teruggaan na die 5 B's toe. Jy sien, want God se woord sê dit nie Willem Jooste nie. God sê, en wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar. Waar lê die sleutel in? Om die gebooie te bewaar. Jy sien, ek dink ons moet 'n bietjie God se woord in konteks gaan verstaan. Ek dank God vir sy genade, my broer en suster, en genade preke. Luister, jy kan nie leef soos wat jy wil nie. En jy beroep op God se genade dat jou gebede sal beantwoord nie. Ek weet jy, ek sien dit nie. Ek sien dit nie in my Bybel nie. In my Bybel is daar 'n direkte verband in terme van God se woord te bewaar. Met ander woorde, you need to watch over that word. You need to guard the word, you need to preserve the word, and you need to obey the word. As ons as kinders van God dit gaan begin doen, dan gaan jy sien wanneer ons bid en deure oopgaan in mense se lewens. Want dis wat God in sy woord sê. Luister, wat gebeur verder? Wanneer ons sy woord bewaar. Ons bly verbind aan Jesus Christus en hy ons. Hoor wat sê 1 Johannes 3 vers 24. En hy wat sy gebooie bewaar, hy bly in hom en Christus in hom. So jy is in Christus en Christus is in jou. Wanneer jy wat doen? As jy God se woord bewaar. Amen. En dit beteken when you obey God's word. Openbaring 14 vers 12 en 13, wat sê hy? Hier kom die leidsaamheid van die heiliges te pas. Hier is hulle wat die gebooie van God en die geloof in Jesus bewaar. Wat doen? Wat sy woord bewaar. Ons moet kyk bietjie wat sê hy. En ek het 'n stem uit die hemel aan my oor sê, skryf, salig is van nou af die dode wat in die Here gesterf het. Amen. En dit is 'n ding wat ek seker in elke begrafnis noem. En sê daar's een van 2 maniere wat mense sterf in hierdie wêreld. Jy sterf of in Jesus Christus, of jy sterf buite Christus. Nou sê hierdie gedeelte, salig, supremely blessed, as hulle wat in Christus sterf. Ek weet dit is in die 7-jarige verdrukking, maar so kom die woord van God op, en hy verklaar, en sê dat die wat in Christus gesterf het, sê die woord van die Here. Broer en suster, dit is baie belangrik, as jy buite Christus sterf, is jy verlore, daar's geen kans meer vir jou. Maak seker hoe jy sterf. Maak seker dat jy in Christus geleef het. Jy kan nie buite Christus leef en in Christus sterf. Net so anders, as jy in Christus leef, gaan jy ook in Christus sterf. Baie belangrik. Jy sien, want wat sê die woord van die Here? 1 Tessalonisense 4 vers 14, wat sê hy hier? Want as ons glo dat Jesus gesterf het en dat hy opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Christus gesterf het, saam met hom leef. Met ander woorde, mense wat nou in Jesus Christus sterf is waar. Is in die 3de hemel by God, want hy sê die wat in Christus gesterf het, wanneer Jesus gaan kom om sy ware bruid te haal en die eerste opstanding van die dode plaas gaan vind, halleluja, gaan Christus die bring. Wie? Hulle wat in Christus gesterf het, wat al wees by die Vader is. So daar is 'n element om in Christus te sterf. Ek glo dat as jy wedergebore is, my broer en suster, jy gedoop is en jy die Here dien, halleluja, dan het jy Jesus in jou. En wanneer jy dan sterf as 'n ware kind van God, sterf jy in Jesus Christus. En hy sê hier, sodat hulle kan rus van hulle arbeid en hulle werke volg met hulle. Dink jy die werke is belangrik? Vandag vir jy sê, my broer en suster, ek dink daar's baie meer preke oor God se genade as oor die werke. Jy sien, ons moet bietjie begin om God se woord en die volle woord te verkondig. Jy sien, werke is ontsettend belangrik, ek wil vir jy sê. Maar net 'n ding baie duidelik maak. Dis nie net jou werke dat jy hemel toe. Efesiërs 2 vers 8 en 9 sê, dis uit genade, is 'n geskenk van God, is 'n gawe van die Here, dat jy gered word. Luister, al wat jy moet doen, is jy moet jou geloof in Jesus Christus plaas, jy moet Jesus aanneem as jou redder, verlosser en saligmaker. As jy dit gedoen het, kom God, hy skryf jou naam in die boek van die lewe. Dan
is dit belangrik dat jy die regte werke gaan doen. Want geloof sonder die werke, sê die Bybel, is mors dood. Jy moet daders wees van die woord. Hierdie is die werke, hierdie is die goeie werke wat vir jou loon gaan gee, nie net op hierdie aarde nie, wat vir jou deure gaan oopmaak in 2026. My broers en susters, maar dit gaan ook vir jou loon gee in die hemel die dag. Die ewige loon. Kom ek vat hier gou na die belangrikheid hiervan. Want jy sien wat gebeur met jou werke. As 'n skrif sê jou werke gaan jou vooruit. Wat die Bybel sê. Wat beteken dit? Die dag wanneer jy daar voor God se troon kom, is jou werke al lank daar. So weet dan wat jou werke gaan jou vooruit. Kom ek verduidelik dit vir jou. 1 Timoteus 5 vers 24 en 25. Die sondes van sommige mense is baie duidelik. Het jy dit al gesien? Jy kyk baie keer na mense en jy sien, die sonde is duidelik sigbaar. Steek dit nie eens weg nie. Party doen dit in die geheim. Ander se sonde luister is baie man en hulle sien dit, kan dit nie wegsteek nie. Hy sê hierso. Hy's baie duidelik en gaan voor hulle uit tot die oordeel. Wat gebeur met jou werke? Dit gaan jou vooruit tot die oordeel. Maar volg ander eers agterna. Net so ook die goeie werke is baie duidelik en baie keer in mense se lewens. En ook die wat anders is, kan nie weggesteek word nie. Sien, hierdie is baie belangrik. Wat sê die woord van die Here hier? Jy kyk net op jou werke. Wie van u is nie besig met werke elke dag? Jy gee weer, dan gaan nie 'n dag verby dat jy nie werk nie. Is dit nie waar nie? Almal doen werk. Die vraag is, hoe lyk jou werk? Want jou werke gaan jou vooruit luister. Net wat jy op hierdie aarde is jou werk al lees in die hemel word opgeskryf in boeke. Daai boeke gaan ook gemaak word. Hoor hierdie stelling. In daardie uur wanneer 'n mens van hierdie lewe na die ewigheid oorgaan, gaan al sy werke hom vooraf. En daar sê hulle vir hom, is nou sy werke. Dit is wat jy op so 'n plek en op so 'n dag gedoen het. Dit sal hy erken. Hulle sal vereis dat hy dit met sy eie hand onderteken het. Jy teken dit wanneer jy werke doen. Soos dit geskrywe staan, elke mens moet met sy eie hand teken. En nie net dit nie, maar hy sal erken dat die vonnis teen hom van die regverdige gaan is. Net sy positief of negatief. Luister, as jy goeie werk het, is dit fantasties. Maar as jy bose werk het en verkeerde werk het, is dit opgeskryf. En daai werke gaan jou vooraf. Dit sal reeds daar voordat jy by die hemel uitkom. Wanneer jy daar aankom, is jou werke daar is opgeteken in 'n boek, dit wat jy elke dag doen. Of dink ons hoe dit besef het. Hoor wat sê 1 Johannes 3 vers 11 en 12. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het. Dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en nie wat sy broer regverdig. Luister, jou werke is een van twee. Jou werke is of boos of jou werke is regverdig. Belangrik dat ek en u moet gaan kyk na die werke wat ons doen. Waarmee is ek en u betrokke in ons lewe elke dag? Kan jy sien hoe belangrik werke is? Ja, jy gaan dalk hemel toe. Maar jy sien daar's loon in terme van jou werke. Loon op hierdie aarde, want deur hierdie werke wat jy reg doen, maak jy vir jou deure oop, sluit jy vir jou deure oop om God se seën te beleef en beantwoording van gebede wanneer jy God se aangesig soek vir magtige deurbrake. So daar is bose werke en daar is werke van geregtigheid. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Geliefdes, ek praat met u. Ek vermaan julle as bywoners en vreemdelinge om julle te onthou van die vleeslike begeertes wat stryd voer teen die siel. En hou julle lewenswandel onder die heidene skoon, sodat as hulle van julle kwaad spreek soos van kwaaddoeners, hulle op grond van die goeie werke, wat se werke? Goeie werke, wat se werke is ek en u mee besig? My broers en susters, die vraag, en dit is wat die Here vanmôre vir u en my vra, wat is die werke waarmee ons besig is? Is dit goeie werke of is dit bose werke? Hy sê God kan verheerlik in die dag van besoeking en nie. Ek dink dit is baie duidelik op grond van die sleutel wat ek vanmôre vir u uitdeel, my broers. Die woord van God, waaroor gaan hierdie eerste sleutel? Die eerste sleutel gaan om God se woord of God se woord te bewaar. Dis die eerste sleutel. Ek glo dat u verstaan nou wat beteken dit om God se woord te bewaar.
Dit wat ek vanmôre vir u gegee het, om dit te isoleer van die vyand, en dat die vyand nie sy vat op hierdie woord kry in jou lewe nie, en dat hierdie voël nie kom, en hierdie saad wat vanmôre gesaai word, kom oppik nie. Moenie dan die plesiere van die wêreld daar buite, my broer en suster, verstik, wanneer die vrug opkom van die woord wat ek vanmôre vir u gegee het. Wat is jou en my verantwoordelikheid? Wat doen ek vanmôre? Deur kennis wat ek vir u gee, wat doen ek? Ek gee vir u sleutels vanmôre. Jy gaan vanmôre met 'n sleutel huis toe en jy kan in hierdie week besluit en sê ek gaan hierdie sleutel gebruik. Wat beteken dit? It is to obey God's word. Dis om die werke van geregtigheid die pad van geregtigheid te stap. Jou lewenswandel so skoon te hou, my broer en suster, dat jy moet sonde en ongeregtigheid daar. Jy moet breek met sonde en ongeregtigheid. En as daar iets is in jou lewe, wat is die eerste ding van die 5 B's wat in jou lewe moet gebeur? Jy moet bewus wees van dit wat jy doen wat nie volgens God se woord en wil is nie. Dis die uitdaging wat ek en jy het om deure te ontsluit in 2026. Wat ek die Here bid. As die Heilige Gees jou bewus maak van verkeerde dinge in jou lewe, wat doen jy? Jy berou nie daaroor. Daar moet 'n beroulike bekering plaasvind, daar moet berou wees. Wat is die derde een? Jy bely dit voor God. Amen. En wat is die vierde een? Bekering. Jy bekeer jou. Wat beteken bekering? Luister, God se woord sê jy moet dit nie doen nie. Wat is bekering? Jy doen dit nie. Die keuse is by u en by my. Weet jy, ek gee net vir die kennis van God se woord. Ek gaan nie vir jou die deur oopsluit nie. Jy het die verantwoordelikheid om jou deur oop te sluit. En ek sal elke Sondag gaan ek die woord van God bring. Ek gaan vir jou die waarheid gee van God se woord, wat my hart en begeerte is, dat elkeen in hierdie gemeente, that you are supremely blessed and that you are well off. En dus is dit as 'n verantwoordelikheid by jou, wat moet jy doen? Jy moet die woord van God bewaar. Hierdie is 'n sleutel. Ek bid die Here dat jy gaan verstaan wat beteken om God se woord te bewaar. Daar's te veel van die kinders van die Here. Ons bid met ons blou soos niks gebeur nie. Luister, die woord van die Here sê, as jy bid en as die beantwoording van gebed nie, gaan ek terug na die bronbord toe. Ek sal die Heilige Gees gaan soek in my lewe en sê, Vader, maak my bewus van dit wat in die pad staan vir die beantwoording van my gebed. Want dis wat God se woord sê. Daar's 'n direkte verband tussen die beantwoording van ons gebede en om God se woord te bewaar. Ek het vir die skrif gegee vanmôre gaan 'n bietjie deur daai skrifte. Maar ek bid die Here dat ons as intercessors vir mense gaan bid en ons gaan magtige deurbrake sien in 2026, want ek glo dat U gaan die woord van God bid. Amen. Jy het 'n sleutel vanmôre. Ek gee vir jou die kennis vanmôre. Ek bid die Here, ons gaan jubel en juig. Halleluja. Want die woord van die Here, as daar een bly is almal saam bly. Ons gaan nie jou broers wees op mekaar. Maar ons God jou bless van die jubel en juig. Prys die Here. Halleluja. Amen. As een lid lê, dis wat die woord van die Here sê. Dis hoe 'n gemeenskap werk in 'n gemeenskap. Die Here wat vir hier ek sluit af. Luister 'n bietjie hierna, verhaal. 'n Sekere man het 3 vriende gehad. 2 van wie hy lief gehad het, maar die derde een het hy nie baie hoog geag nie. Op 'n tyd het die koning beveel dat hierdie man voor hom moes kom. Dit is 'n moeilikheid. En toe hy ontstel was, het hy 'n advokaat probeer vind. Hy het na daardie 3 vriende gegaan. Luister, eers na daai 2 wat hy die eerste lief gehad het. Na een van hulle toe. Maar daai ene het geweier om saam met hom te gaan. Hy gaan toe na die tweede ene toe vir wie hy ook lief was. Daai ene het wel saam gegaan, maar hy het net tot by die poort gekom, net tot by die deur en dit is saam met hom gegaan nie. En die man alleen daar toe. Hoe gaan hy na daai derde een toe? Hy was nie so baie keen oor hierdie een nie. Hy het hom nie so baie lief gehad nie. Hy gaan na daai derde een toe. Vir wie hy die minste lief was. Hy sê, en die derde een vir wie hy die minste lief was, het nie net saam met hom gegaan nie, maar sy saak so goed vir die koning bepleit, dat hy van alle blame vrygespreek. Jy weet wat beteken dit. Wie wil dit? Kom volgende week. Ja, kom ek verduidelik vir u. Op dieselfde wyse het elkeen van u 3 vriende. Ons almal het 3 vriende.
Jy sien. Wanneer hierdie persoon deur die dood geroep word om voor God te verskyn, kom ons gaan kyk 'n bietjie. Die eerste vriend vir wie hy die meeste lief was, naamlik geld en materialisme, het nie saam met hom gegaan nie, want jy los jou besittings hier. Hulle gaan nie saam met jou nie. Al het jy miljoene, ek gee nie om wat se geld jy het nie. En wat se materiale dinge jy het nie. Wanneer jy jou lewe verlaat op hierdie aarde, los jy hierdie dinge, daai vriend gaan nie saam met jou nie. Bly agter. Jy moet weet. Tweede ene. My suster, wat is die tweede vriend? Tweede vriend is jou familie en jou vriende. En vandag wil jy sê, as jy jou lewe verlaat op hierdie aarde, dan kom jou familie en vriende net tot by die graf. By die deur gaan nie saam met jou nie. Bly agter. Maar as 'n derde vriend, wat jou alreeds vooruit gegaan het, wie is daai vriend wat vir jou wag? Jou werke. Jou werke gaan jou vooraf. Dis die derde vriend. En ek weet baie van ons is nie so lief om God se woord te gehoorsaam nie. Om te leef wat God wil hê ons moet doen nie. Kom ek vandag vir jy sê, as een wat saam met jou gaan jou net vooraf, as jou werk op wag vir jou. Dis jou derde vriend. Hoe lief het jy die gebooie van God? Kan jy sien daar's 'n direkte verband tussen liefde en die gebooie van God onderhou? Ek bid die Here dat ons daai derde vriend gaan lief hê, meer as die ander. Om God se woord te gehoorsaam. Dis hoekom ons gesing het, I surrender all, God. Ek onderwerp my Vader aan die woord, ek wil die woord bewaar, want Here, dit bring vir my seën hierdie aarde. Nie net op die aarde nie, eendaglike nie. Nee maar, kom ek bewys dit vir u my broers. Openbaring 22 vers 12 en kyk. Ek kom gou en my loon is by my om te vergeld soos sy werk sal wees. Hoe is jou werk? Lyk jou werk? Jy sien wat doen Christus, hy kom met sy loon. Jou werke met hulle gaan op die proef gestel word. Waarmee bou jy? Ons gaan kyk Daniël 7 vers 10, hoor wat sê hy hier. 'n Stroom van vuur het gevloei voor hom uit en voor hom uitgegaan. 1000 maal 1000 sê die Bybel. Dan praat hy nie net van 1000 nie. Hy sê 10.000 maal 10.000 het voor hom gestaan. Die gereg het gaan sit en die boeke is geopen. Jy weet nou, daar's baie boeke wat geopen word. Behalwe die boek van die lewe, is daar ander boeke. Wat is daarop geteken in daai boeke? Jou werke. Jy sien, jy het dit geteken. Want daai werke gaan jou vooraf. Hulle is al reeds in die hemel. En jou werke gaan op die proef gestel word. 1 Korintiërs 3 vers 12 tot 15. Hy sê, en as iemand op die fundament bou, goud en silwer en kosbare stene, of dan hout, hooi en stopsels, elkeen se werk gaan aan die lig kom, want jou werke gaan jou vooraf. Jou werk gaan in die lig kom wanneer jy voor God se troon gaan verskyn. Wat sê hy? Want die dag sal dit aanwys, omdat dit deur vuur geopenbaar gemaak word. En die vuur sal elkeen se werk op die proef stel. Hoe gaan jou werke lyk? Goud en silwer, my broers, sit in kosbare stene. Die vuur gaan niks aan dit doen. Maar hooi, hout en stopsels gaan verbrand. Want ons werke gaan op die proef gestel word. Hy sê, hoe danig dit is. Hy sê, as iemand se werk bly staan wat hy daarop gebou het, sal hy loon ontvang. Kan jy sien, daar's 'n loon in hierdie sleutel, my broer en suster, om te doen wat God se woord sê, om God se woord te bewaar, is nie net 'n seën op hierdie aarde nie, daar gaan ook 'n seën in die hemel vir jou wees. God se woord. As iemand se werk verbrand word, sal hy skade ly. Alhoewel hy self gered word, want onthou, jy word nie gered deur wat jou werk nie. Jy sien, dis addisionele loon wat jy gaan ontvang op grond van jou werke wat jy doen. As jou werke opreg is vir God, nie met oordiens om mense te behaag en te plesier nie. God ken ons harte, hy weet, my broer en suster. Fariseërs en die skrifgeleerdes, hulle het ook werke gedoen, dit was oordiens. Dit was net om hulle goed te laat lyk vir mense. Hulle harte was nie vir God gewees nie. Baie belangrik. Harte moet suiwer wees, my broer en suster. Kom ons raak besig met die werke. Een van die 7 dinge om voorberei te wees. Die wegvoering van die ware bruid van Jesus Christus is wat ons moet besig wees met die regte. Dit is wat ons moet doen. Môre vir die eerste sleutel. Wat is hierdie sleutel?
Jy sien, jy moet iewers moet jy gaan neerskryf. Teken sommer 'n sleuteltjie, die laaste sleutel. Ek moet God se woord bewaar. Dis hoe jy vir jou Here gaan ontsluit in 2026. By die Here dat hierdie woord aanvat. Volgende week praat ek met oor die tweede sleutel. Wat is dit? Om nie die naam van die Here te verloor nie. Dis die tweede sleutel van daar weer uitkry. Luister, daar's baie ander sleutels. Ek dink in hierdie jaar gaan ons baie sleutels aanspreek. Ek gaan vir jou kennis gee. Ek gaan vir jou sleutels uitdeel met my een sussie. Ek bid die Here dat jy hy sleutel gaan vat dat die Here gaan doen. Amen.